Jy luister na die Fairies and Folklore podcast deur Ronel. Ek is donker fantasieskrywer Ronel Janse van Vieren. Met meer as 'n dekade van rondsniffel in stowwerige volkskinderboeke, om wesens van verbeelding wat my nuuskierigheid aangewakker het na te vors, is ek hier om die volkskunde in 'n neutedop te deel en hoe ek dit herverbeel het vir my skryfwerk in 'n oorsprong van die vee. Hierdie is die Fairies and Folklore podcast. Hi, ek is jou gasvrou Ronel Janse van Vieren. Noem my sommer net Ronel. In vandag se episode gaan ons voort met ons verkenning van die veeryk. Hierdie episode is geborg deur my boek Eens, Verhale, Mythes en Legendes van Fairy, beskikbaar in meeste formate. Leer meer oor hoe Fairy se geheime onthul word deur te gaan na ronelthemythmaker.com/my-books. Die hosting van die podcast word betaal deur my boekverkope, maar jy kan vir my 'n koffie koop om te betaal vir die tyd wat ek insit om hierdie podcast te skep. Gaan na buymeacoffee.com/Ronel om my te ondersteun. Dit kan eenmalig wees, of jy kan my weer in die toekoms borg. Jy kan ook altyd die podcast as 'n luisterboek koop om te help met die hosting. Gaan na payup.com/Ronel Janse van Vieren/collection/Fairies and Folklore podcast audiobooks om my te ondersteun. Ons gaan voort met ons verkenning van watervee. Vandag se vee, Mami Wata, volkskunde in 'n neutedop deur Ronel. Mami Wata of La Sirene is 'n watergees wat in Wes, Sentraal en Suider-Afrika vereer word, sowel as al die plekke waarheen Afrika slawe in die Atlantiese eilande en suidelike Noord-Amerika, bekend as die Afrika diaspora, gestuur is. Mami Wata is uitgebeeld as 'n klassieke meermin wat haar hare kam terwyl sy op die rotse van 'n rivier sit en wag vir haar prooi, en as 'n pragtige slangbekoorder. In enige inkarnasie soek sy een ding: toewyding. Sy word gewoonlik gesien met lang, gesonde hare, besnydenswaardige skoonheid en 'n donker, aantreklike geheimsinnigheid. Sy blyk ook dieselfde etnisiteit te wees as die vrou in die area waarin sy is. Sy kan selfs in 'n tornado verander, al lyk dit of dit 'n aspek is van 'n ander watergees wat, soos soveel ander, onder die sambreel van Mami Wata saamgevoeg is, wat blykbaar deur een van haar hoë priesters in Wes-Afrika bevestig word, waar hy sê dat die Mami Wata tradisie bestaan uit 'n groot pantheon van gode en geeste, nie net die dikwels uitgebeelde meermin nie. Nie dat iemand buite die priesterskap veronderstel is om iets meer te weet nie. Mami Wata kan haar toegewydes rykdom, wysheid, genesing, waarsêende kragte, roem en skoonheid gee. Sy kan dit ook net so maklik wegvat. Dit is bekend dat sy siektes en natuurrampe veroorsaak wanneer sy ontevrede is. Haar volgelinge dans ter ere van haar en gaan gewoonlik in 'n beswyming waar hulle met haar kommunikeer. Hulle laat ook vir haar offerhandes van juweliersware en soetrykende seep by die baie heiligdomme wat aan haar gewy is. Meer dikwels as nie, verkies Mami Wata om 1-tot-1 situasie met haar volgelinge te kommunikeer en neem hulle soms na 'n onderwaterpaleis. Dit is veral waar vir haar manlike toegewydes. Sy eis gewoonlik seksuele getrouheid van haar manlike toegewydes in ruil vir die rykdom wat hulle soek. Versuiming om daaraan te voldoen lei tot ondergang. Die spieël, een van haar simbole, is hoe sy met haar volgelinge kommunikeer. Dit verteenwoordig ook beweging tussen die hede en die toekoms. Haar toegewydes kan hulself nie sien soos hulle is nie, maar soos hulle in die toekoms sal wees, wat Mami Wata vir hulle sal skep. Die slang, nog een van haar simbole, verteenwoordig beide goddelikheid en die kuns van waarsêery. Mami Wata het 'n baie spesiale rol, om die waterliggame te beskerm. Baie tradisionele groepe sal nie op spesiale dae strand toe gaan, of visvang nie, om haar huis te eer. Maak nie saak hoe jy dink sy lyk nie. Sy is 'n watergodin wat in gelyke mate liefgehê en gevrees moet word. En nou vir my interpretasie van die vee, in 'n oorsprong van die vee, Mami Wata. Sy is die koningin van die watervee. Sy kan as 'n meermin of as 'n mens voorkom. Sy kan lug of water in enige vorm inasem. Sy is 'n bekende figuur van Afrika volkskunde
en verhale van haar het saam met Afrika-slawe na nuwe huise in die Atlantiese eilande en suidelike Noord-Amerika gegaan. Sterflikes roep na haar om geregtigheid en lyding, wat sy teen 'n prys verskaf, toewyding. Die krag van sterflike geloof voeg haar betoweringe, haar magiese kragte. Mami Wata is 'n pragtige swart vrou wat gewoonlik met slange, spieëls en juweliersware geassosieer word. As 'n mens haar wil kontak, om haar te dink terwyl jy na enige van hierdie voorwerpe staar, sal haar na jou roep. Die Djengo doen wat ook al sy wil hê hulle moet. Hulle is uiters loyaal aan haar. Alle watervee toon trou aan haar, maar sy is net al heerser deur mag. Soos met alle meerminne is sy gehul in mystiek, aantreklikheid en, natuurlik, wraak. Haar towerkrag kom beteer en kan oortref die van enige hoë vee. Sy is die grootste oppositie teen die Obayifu, aangesien hulle alle lewe vernietig en die basis van haar kragte in die menslike lewe lê. Sy het 'n onderwaterpaleis, alhoewel niemand wat daarin gegaan het, enige herinnering van sy ligging of hoe dit lyk nie. Net 'n gevoel van weelde. Ek hoop dat jy hierdie episode van die Fairies and Folklore podcast geniet het en dat jy iets nuuts oor die vee geleer het. Onthou dat jy 'n transkripsie van hierdie episode in die beskrywing kan kry. As jy nuut is by die podcast, hoekom nie na my webtuiste ronaldemistmaker.com gaan en 'n gratis kopie van Ongesiens, die tweede boek in die veeverhaalreeks kry nie? Donne volkskunde, toorkrag en gevaar wag. Pas op!